Goeiedag en welkom by AfriForum in Fokus. Vrae oor aanspreeklikheid, ekonomiese vryheid en munisipale bestuur is vandag in die kollig. Ons kyk na AfriForum se kommer oor die bevordering van 'n valkebrigadier wat steeds strafregtelik ondersoek word, waarskuwings oor nuwe kapitaalregulasies, Gauteng se omstrede nommerplaatprojek en regsoptrede teen nuwe water- en sonkragheffings. Ons berig ook oor AfriForum se eis vir groter deursigtigheid in munisipale aanstellings. Hooftrekke: vra oor valke se integriteit na bevordering van brigadier wat ondersoek word, AfriForum Sakenetwerk se waarskuwing, Gauteng nommerplaatprojek, sonkragstelsels en waterheffings. Ernstige vrae na valke met lange getuie bevorder wat strafregtelik ondersoek word. AfriForum se privaatvervolgingseenheid bevraagteken die bevordering van brigadier Lesiba Mokoena, hoof van die valke se taktiese operasies, terwyl hy steeds strafregtelik ondersoek word. Mokoena, wat ook voor die Madlanga kommissie getuig het, word daarvan beskuldig dat hy bedrieglike eise vir oortyd ingedien het. Volgens advokaat Gerry Nel duur die ondersoek al sowat 18 maande lank sonder noemenswaardige vordering, terwyl ander sake vinniger hanteer word. AfriForum meen dit wek ernstige vrae oor selektiewe wetstoepassing en eis dat die valke verduidelik waarom die ondersoek nog nie afgehandel is nie. AfriForum Sakenetwerk waarsku, nuwe kapitaalregulasies kan ekonomiese vryheid verder inperk. AfriForum Sakenetwerk waarsku dat die nasionale tesourie se voorgestelde konsepregulasies vir kapitaalvloeibestuur die regering groter beheer oor wettige kapitaal, ondernemings en bates kan gee. Volgens ons kan dit beleggers afskrik, entrepreneurs ontmoedig en ekonomiese groei benadeel. Die netwerk sê die regulasies gee die regering te veel diskresionêre mag, onder meer om transaksies te beperk en bates te bevries. AfriForum het 'n beroep op die tesourie gedoen om die regulasies te heroorweeg en te verseker dat die bekamping van finansiële misdaad nie wettige handel, beleggings en werkskepping benadeel nie. AfriForum doen beroep op regering om kriminaliteit in nommerplaatbedryf vas te vat. Kriminaliteit in Suid-Afrika se nommerplaatbedryf is besig om hand uit te ruk. AfriForum doen nou 'n dringende beroep op die regering om op te tree nadat berigte na vore gekom het van handelaars wat nommerplate uitreik sonder voertuigregistrasie, asook 'n toename in vervalste en gekloonde plate. Die organisasie waarsku dat swak wetstoepassing misdadigers in staat stel om ernstige misdrywe te pleeg sonder gevolge. Dit kom terwyl die mededingingstribunaal 3 nommerplaatvervaardigers vervolg oor beweerde kartelvorming. AfriForum eis dat onwettige vervaardigers en handelaars vervolg word, dat ongeregistreerde ondernemings gesluit word en dat nuwe tegnologie ingestel word om vervalsing te bekamp. Die Gautengse regering het intussen sy planne vir nuwe nommerplate tydelik opgeskort, nadat AfriForum en ander rolspelers ernstige kommer oor die bedryf uitgespreek het. Volgens Louis Boshoff, AfriForum woordvoerder, is dit tyd dat die regering die waarskuwings ernstig opneem en daadwerklik teen misdaad in die bedryf optree. AfriForum bevraagteken wettigheid van Emfuleni se nuwe registrasiefooi vir sonkragstelsels. AfriForum het die Emfuleni plaaslike munisipaliteit versoek om die wettige grondslag vir sy voorgestelde sonkragheffings te verduidelik. Die plan behels 'n eenmalige registrasiefooi van R2400 en 'n maandelikse heffing van R463 vir huishoudings met sonkragstelsels. Volgens ons is daar ernstige vrae oor die wettigheid van die voorgestelde tariewe en of die vereistes openbare deelname en regsprosesse gevolg is. Ons sê inwoners kan nie aan nuwe heffings onderwerp word sonder duidelike regsgrondslag en 'n behoorlike kosteontleding nie, en het die munisipaliteit versoek om volledige rekords en 'n motivering vir die heffings bekend te maak. AfriForum gaan voort met proses om Johannesburg Metro se omstrede waterheffings te betwis. AfriForum sê hy sal sy regstryd teen die Johannesburg Metro se nuwe wateraanvraag bestuursheffing voortsit, ondanks die feit dat die 65,6% verhoging reeds in werking getree het. Ons dringende hofaansoek is van die hand gewys, maar die hof moet nog oor die wettigheid van die heffing beslis. Volgens ons sal inwoners intussen die nuwe vaste maandelikse heffing moet betaal, terwyl die metro na verwagting miljoene rand daaruit sal invorder. Ons hou vol dat die heffing moontlik onwettig is en vra dat die saak so spoedig moontlik deur die hof aangehoor word. Deursigtigheid nodig oor munisipale aanstellings en aanspreeklikheid. AfriForum eis antwoorde. AfriForum het ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting 2 van 2000 by die Departement van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake aansoek gedoen om rekords oor die aanstelling, toesig en aanspreeklikheid van senior munisipale amptenare te bekom.
Ons is van mening dat die inligting nodig is om vas te stel of onbevoegde of korrupte amptenare aanspreeklik gehou word of bloot na ander munisipaliteite verskuif word. AfriForum meen groter deursigtigheid is noodsaaklik om die voortdurende verval van munisipaliteite en swak dienslewering hok te slaan. Matriekuitslaagsaak. AfriForum sal inligtingreguleerder se jongste appelaansoek teenstaan. AfriForum sal die inligtingreguleerder se jongste poging teenstaan om verlof tot appel in die matriekuitslaagsaak te verkry. Nadat die Hooggeregshof in Pretoria die aansoek voor van die jaar van die hand gewys het die reguleerder nou die hoogste hof van appel genader. Volgens AfriForum het die howe reeds beslis dat matriekuitslae met eksamenommers gepubliseer mag word omdat dit matrikulante se privaatheid voldoende beskerm. Ons waarsku dat die saak weier implikasies vir openbare toegang tot inligting kan hê en hoop dat dit nou finaal afgehandel sal word. AfriForum sien rooi oor EFF-lid se misbruik van Tshwane Metro se hulpbronne. AfriForum het die Tshwane Metropolitaanse Munisipaliteit versoek om die beweerde misbruik te ondersoek van munisipale kommunikasiekanale en hulpbronne deur die EFF se Obakeng Ramaboda, lid van die burgemeesterkomitee vir omgewing en landboubestuur. Volgens AfriForum word amptelike metrokennisgewings al maande lank in die EFF se kenmerkende rooi kleure versprei, wat volgens AfriForum op politieke selfbevordering met belastingbetalers se geld neerkom. Die organisasie sê ook dit volg op 'n vorige klag oor 'n metrokennisgewing na die EFF se jeugdagviering wat ook in EFF kleure ontwerp is. Llewellyn Hemes, AfriForum se woordvoerder vir Pretoria, sê die gebruik van amptelike kommunikasie vir partytetiese gewin ondermyn die beginsel van 'n onpartydige staatsadministrasie. AfriForum eis dat die metro onmiddellik bevestig dat 'n formele ondersoek ingestel is, anders sal verdere administratiewe en regstappe oorweeg word. Kaderontplooiing in Noordwes lei tot R417 miljoen vermorsing. AfriForum dring aan op ondersoek. AfriForum eis 'n onafhanklike ondersoek nadat die ouditeur-generaal se jongste verslag onthul het dat munisipaliteite in Noordwes meer as R416 miljoen aan konsultante bestee het, die hoogste bedrag van al die provinsies. Volgens ons is die buitensporige uitgawes die gevolg van jarelange kaderontplooiing en 'n tekort aan kundigheid in munisipaliteite. Ondanks die groot besteding, het nie een van Noordwes se 22 munisipaliteite 'n skoon audit behaal nie. AfriForum het die premier van Noordwes, die openbare beskermer, die nasionale tesourier en die minister van samewerking en regering en tradisionele sake versoek om die besteding te ondersoek en vas te stel of belastinggeld vermors is. Jaco Groblaar, AfriForum se hoof vir die sentraalstreek sê, gemeenskappe verdien bevoegde en aanspreeklike munisipale bestuur eerder as nog konsultante en nog vermorsing van belastingbetalers se geld. AfriForum verwelkom back-and-close skikking. AfriForum verwelkom die skikking tussen die Departement van Landbou en landbouorganisasies wat privaat entiteite toelaat om geregistreerde back-and-close enstowwe in te voer, te verkry en te versprei. Volgens Lambert de Klerk, AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, is dit 'n belangrike stap om die regering se beheer oor die krisis te desentraliseer. Hy sê die private sektor moet 'n groter rol speel omdat die regering nie alleen die sowat 28 miljoen enstofdosisse kan hanteer nie. De Klerk meen die ooreenkoms stel boere nou in staat om selfverantwoordelikheid vir die beskerming van hul kuddes te neem en vinniger teen die siekte op te tree. AfriForum veiligheidsnetwerke behaal landwyd suksesse in misdaadbekamping, opleiding en noodreaksie. AfriForum se buurt- en plaaswagte het landwyd verskeie suksesse behaal. Altesaam 88 verdagtes is in Pretoria Noord en Acacia gearresteer, terwyl 3 ontvoerde persone, 2 gekaapte voertuie en 'n gekaapte vragmotor opgespoor is. In Acacia is 2 slagoffers na 'n kaping en ontvoering ongedeerd gevind, 3 verdagtes is in hegtenis geneem en 2 gesteelde voertuie en 4 wapens is teruggevind. 'n Gesamentlike operasie Sanela, saam met SAPD en ander vennote, het ook tot die arrestasie van 88 mense gelei, insluitend verdagtes wat verbind word met ontvoering, dwelmbesit, dronk bestuur en onwettige immigrasie. Intussen is 'n gesteelde Toyota Hilux naby Mokopane gevind, 'n gekaapte vragmotor op die N12 by Delmas opgespoor en veldbrande buite Baffontein suksesvol onder beheer gebring.
In die Weskaap het 5 vroue van AfriForum se Hopefield plaaswag ook hul vuurwapenhanteringsopleiding voltooi. AfriForum sê die suksesse beklemtoon die waarde van opgeleide vrywilligers en samewerking tussen gemeenskappe, nooddienste en die polisie. AfriForum eis deursigtigheid oor nuwe staatsgesteunde satelliet-internetdiens. AfriForum eis antwoorde oor die regering se planne vir BrainSat Satellite Services, 'n nuwe staatsgesteunde satelliet-internetdiens wat onlangs deur adjunkpresident Paul Mashatile aangekondig is. Die organisasie het 'n PAIA-versoek ingedien om besonderhede oor die verkrygingsproses en 'n memorandum van verstandhouding met Space42 en BrainSat Technologies te bekom. Die stap volg te midde van voorgesette debat oor Starlink se afwesigheid in Suid-Afrika. AfriForum voer aan dat Starlink deur rasgebaseerde vereistes uitgesluit word, terwyl die regering 'n duurder en stadiger alternatief steun. Volgens AfriForum bied Starlink internetsnelhede van tot 250 megabit per sekonde, terwyl Space42 se Thuraya 4-diens 'n maksimum van 1 megabit per sekonde lewer. AfriForum sê die publiek verdien volle deursigtigheid oor waarom 'n staatsgesteunde diens verkies word bo wat hulle as 'n goedkoper en beter alternatief beskryf. Sonkragheffings word nuwe spaarvisie vir sukkelende munisipaliteite. AfriForum waarsku dat finansiëel sukkelende munisipaliteite toenemend sonkraggebruikers teiken om inkomste aan te vul. Die organisasie het Mfuleni formeel gevra om die regsgrondslag vir voorgestelde registrasie en maandelikse heffings op huishoudelike sonkragstelsels te verduidelik, maar sê die munisipaliteit het nog geen antwoord verskaf nie. AfriForum ondersoek ook Thabo Chewu, waar inwoners met sonkrag maandeliks R85,64 moet betaal, selfs al is hul eiendomme nie aan die munisipale kragnetwerk gekoppel nie. Die burgerregteorganisasie ondersoek of alle wetlike vereistes nagekom is en het ook die nasionale energiereguleerder NERSA versoek om redes vir die goedkeuring van Thabo Chewu se tariewe bekend te maak. Volgens AfriForum mag inwoners nie die finansiële reddingsboei word vir munisipaliteite wat hul finansies jarelank swak bestuur het nie. AfriForum verwerp rasvereistes in konsepregulasies op openbare verkryging. AfriForum het skerp beswaar aangeteken teen rasvereistes in die konsepregulasies vir die wet op openbare verkryging. Ons sê die voorgestelde regulasies, wat onder meer vereis dat sekere tenders vir spesifieke rassegroepe opgesit word, is in stryd met artikel 217 van die Grondwet, wat billike, deursigtige en kostedoeltreffende verkryging vereis. AfriForum waarsku ook teen 'n bepaling wat vereis dat beheers moet bewys dat 40% van hul eie verkryging aan ondernemings in swart besit bestee is. Volgens AfriForum sal hierdie vereiste bevoegde ondernemings uitsluit, dienslewering benadeel en die risiko vir korrupsie verhoog. Die organisasie dring daarop aan dat die rasgebaseerde bepalinge geskraap of gewysig word. AfriForum versoek dringende insaag in McKinsey se sokkerwêreldbeker uitgawes. AfriForum eis volledige rekords van sportminister Gayton McKenzie se omstrede 2026 sokkerwêreldbeker reis, nadat onthul is dat die departement sowat R31 miljoen daaraan bestee het. Die organisasie het 'n PAIA-aansoek aan die departement van sport, kuns en kultuur gerig om fakture, auditverslae en ander finansiële dokumente te bekom. Volgens beskikbare inligting is die geld gebruik vir 'n afvaardiging van 18 mense, gasvryheidssuites, wedstrydkaartjies, 'n legendes vertoonwedstryd en ondersteuningsgeleenthede. AfriForum sê die minister se verduideliking bevat geen stawende dokumentasie nie en dat die publiek geregtig is op antwoorde. Arends van Sail van AfriForum meen die bedrag kon eerder aangewend word vir sportbeurse, skoolfasiliteite of die finansiëel sukkende nasionale hokkiespan. Hy beskryf die beweerde besteding as skandelik. AfriForum bevraagteken vertragings in ondersoek na skietlustige politikus. AfriForum eis antwoorde van die SAPD nadat daar steeds geen noemenswaardige vordering is in die ondersoek na Tapelo Ahmad, voormalige burgemeester van Johannesburg, se beweerde roekelose hantering van 'n vuurwapen nie. Die saak volg op 'n video wat vroeër vanjaar op sosiale media versprei is, waarin Ahmad glo in die openbaar 'n vuurwapen afvuur. AfriForum het destyds 'n strafregtelike klag ingevolge die vuurwapenbeheerwet ingedien. Volgens die SAPD is 'n ondersoekbeampte aangewys en sou gesigsidentifikasie van die verdagte plaasvind, maar AfriForum sê daar is sedertdien geen verdere terugvoer ontvang nie. Jacques Broodryk van AfriForum sê,
Die wet moet vir almal dieselfde geld en waarsku dat onverklaarbare vertragings die publiek se vertroue in die strafregstelsel ondermyn. AfriForum het die SAPD versoek om dringend duidelikheid te verskaf en sê die organisasie sal aanhou om die saak te monitor. Dit is al van my kant af. Sluit aan by AfriForum en word deel van die oplossing.